Nou ja, jy het hom nou net in aksie gesien en hier is hy by ons in die ateljee, Henk Opperman, wat deel is van Queen at the Ballet. Baie welkom. Baie dankie, dit is lekker om hier te wees. Wat 'n interessante mengsel, rock en ballet. Hoe werk die twee saam? Ja, dis nie eens iets wat jy elke dag kry nie. En ek meen, Sean Bovum is 'n absolute genius as dit kom by om konsepte bymekaar te sit vir sy shows en ook om sy koreografie om twee sulke verskillende wêrelde te vat en dit bymekaar te bring op 'n manier wat letterlik elke liewe persoon, ek dink wat ek al mee gepraat het vir die show gekyk het, loop daar weg met iets wat hulle absoluut geraak het. So dis 'n baie interessante mengsel, maar ek dink dis 'n wenformule gewees wat hy gedoen het. Ek dink definitief dis twee goed wat mekaar komplementeer, alhoewel mens nie sou gedink het dit so is nie. Daar was al baie Queen shows. Wat maak hierdie een anders, sou jy sê? Vir my veral is die ding is soos wat jy sê, daar's baie Queen shows al gewees. Daar's altyd tribute shows wat sangers hulle liedjies doen. Daar was al hoeveel dance shows gewees wat hulle musiek gebruik word en alles. En weet wat hierdie show so anders maak is ek dink die performers aan die einde van die dag. Sean het kies 'n verskriklike wye verskeidenheid van performers. So almal is nie net dansers nie. Almal is musical theater, almal is triple threats. Almal kan sing, dance en act en almal het 'n vreeslike goeie skill in wat hulle doen. So ek dink op die einde van die dag bring elkeen hulle unieke performance kwaliteit op stage en dis die ding wat op die einde van die dag wat dit anders maak en wat die mense regtig raak is dis nie net 'n dance show nie. Jy kyk nie net hoe mense hulle tonepunt en hulle bene skop nie. Nee, jy kyk regtig hoe die storie van Freddie Mercury vertel word in plaas daarvan net om die aandag te gee aan die musiek of wat ook al. En jy noem nou die inbring van verskeie talent en ook top Suid-Afrikaanse modeontwerpers. Ja. Hoe word dit ingebring? Ek meen Sean het Christian Gabriel du Toit, Malcolm Kluk, Craig Port, al die vreeslike bekende en vreeslike ongelowige soos designers van Suid-Afrika benader om hulle deel te maak van die show. En elke designer het sekere nommers gekry wat hulle dan nou hulle spesifieke interpretasie van die liedjie en van wat hulle ook dan nou wil doen vir daai nommer. En hulle het regtig die mees amazingste costumes geontwerp. So dis so 'n mengelmoes van al hierdie verskillende talente wat bymekaar kom. Sito hulle wat die live sangers wat in die show is, ballet performers plus die theatrical aspekte van dit en dan ook nou nog die hele fashion designing. So dis regtig amazing. Dis regtig kuns op 'n baie groter vlak. Nou jy speel Freddie Mercury. Wat 'n groot rol om te vertolk. Is dit vir jou uitdagend? Is dit 'n bietjie intimiderend? Weet jy, toe Sean vir my in 2012 die eerste keer die rol gegee het, ek meen ek is baie jonk, ek is 23 jaar oud, so en ek was vars uit my studies uit en dit was 'n vreeslike groot challenge geweest vir my om so 'n groot rol te aanvaar, want ek moes baie navorsing gedoen het en ek moes baie soort van geleer het van wat Freddie Mercury se lewe regtig was, want ek dink nie op die oomblik waar ek nou staan, dink ek nie mense sal sommige gewees so icon kry in die musiekwêreld en in die wêreld soos wat hy was nie. Maar ek meen ek het baie vertroue en baie aanmoediging van my director en van my hele cast en almal gekry en op die einde van die dag ek meen ek doen wat ek kan en hoop maar dis die beste vir die audience, ja. Wat is jou gunsteling oomblik in die produksie? Ek moet sê dis my hartverskeurende oomblik in die show is Bohemian Rhapsody. Is een van die liedjies, obviously almal weet wat Bohemian Rhapsody is en dis my solo aan die einde van die show. En dis soort van waar sy hele lewensstorie tot 'n einde kom. En dis ook waar Sean het my die koreografie struktuur gegee en my baie soort van vry laat gaan en gesê okay, nou moet jy daarmee maak wat jy wil en jy moet die storie vertel. So dis definitief vir my die highlight in die show. Nou ek hoop Johannesburg is net so goed vir julle soos wat Kaapstad vir julle was in terme van gehore en geluk dan aan Bouben Ballet wat hierdie ongelooflike ding op die planke sit en ek moet dit gaan sien. Ek dink nadat mense maar Barcelona so gesien het en net in daai klein stukkie video footage wat ons gesien het, moet mense dit gaan kyk. So gaan kyk graag en ons gee 3 dubbelkaartjies weg na die vertoning Queen at the Ballet. Die kaartjies, let wel, is slegs vir Woensdag aand 9 April geldig. En dit is by die Johannesburg Theater, die ou Civic. So as jy nie Woensdag 9 April hier kan wees met buite
te woon nie, moet liewer nie inskryf nie. So vir die van julle wat dit wel kan bywoon, stuur 'n SMS met jou naam, adres en die kodewoorde Queen at the Ballet na 34084 en miskien word jou naam getrek. Ek hoop so. Ons speel later ook 'n musiekvideo van die vertoning, maar vir eers is dit oor na Celine in die kombuis. Dankie. Baie dankie.